So vriende, ons is nou by lesing 10 en ek praat met jou oor regverdigmaking. Ek dink regverdigmaking, heiligmaking hanteer mense gewoonlik saam. Ek hou baie daarvan, want vir my die een kan nie sonder die ander een nie. Maar ons sal eers by volgende gereeds ons weer saamkom, kan ons kyk na heiligmaking. Wat regverdigmaking betref, dit het ons te doen om reg voor God te wees. Hoe kan ek reg wees voor God as ek weet ek is of was 'n sondaar? Sondaars is mos nie reg voor God nie. Maar wanneer die kerk praat van regverdigmaking, bedoel ons dat regverdigmaking deur die geloof in die seun van God wat ons in die regte posisie voor God plaas. Soos as ek byvoorbeeld 'n teks vat, kom ons sê byvoorbeeld ek neem 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 30. Ek lees nou vir jou. Daar staan. Ek praat nou die teks. Wat dink jy hiervan? Maar deur hom, sê Paulus, deur Jesus, nee, deur die Vader, is julle in Christus Jesus. Ander woorde, deur God die Vader wat iets gedoen het, is julle in Christus Jesus, ons saligmaker, wat vir ons geword het. Vir ons. So ons kan daarmee identifiseer. Wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. By die vorige geleentheid het ons gekyk na verlossing. Volgende keer kyk ons na heiligmaking, maar nou geregtigheid. So hy sê, behalwe vir die wysheid van God, sê hy, Jesus het vir ons 3 dinge geword. Hy het vir ons geword, ons verlossing, dit weet ons het mos nou gesien by vorige geleentheid. Hy is ook ons regverdigmaking voor God en hy is ons heiligmaking. Hoekom? Want die mens Jesus se posisie voor die Vader is mos reg. Is dit waar? Ja, so sy geregverdigde posisie voor God, die Vader, heiligmaking en verlossingsaspek. Ons is mos nou in Christus. So as ek in Jesus is, wat hy is voor God word nou ook myne. Hoekom sê die Bybel byvoorbeeld in Romeine 8, julle is mede-erfgename van Christus en erfgename van God. Want as Christus geërf het, as gevolg van wat hy gedoen het, en ek en jy is in Christus, het ons ook 'n deel aan die erfporsie nie. Ja. So, wat sy posisie betref voor God, sien God sonde in Jesus in die hemel. So sien God ook die sonde in sy kind nie. Want hy sien jou in die bril van Jesus. Jy moet verstaan, as Jesus se bloed my sonde weggewas het, en Jesus is geregverdig voor God en hy is heilig voor God, dis ons posisie. So ons kan praat van posisionele heiligmaking. Baie interessant. Jy kan praat van praktiese heiligmaking, posisionele heiligmaking, jy kan praat van uiteindelike heiligmaking. Nou wanneer dit kom by geregtigheid, en dis wat ek nou onder die loep met jou wil neem, dan praat ons van, soos wat die Bybel sê, dat ons voor God reg is, geregverdig is. Byvoorbeeld, ek sou daarvan hou om vir jou, as wanneer ek aan geregtigheid altyd dink, dan kan ek jy help om te dink aan Romeine 3. Want Romeine 3 het soveel te sê oor hierdie aspek. Ek wys net vir jou 'n paar tekste. Byvoorbeeld, luister net mooi na, jy kan lees of jy kan net luister. Vat byvoorbeeld Romeine 3 vers 21. Sê, nou is die maar luister mooi wat sê die skrifte. Nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Want onthou, vanuit 'n Ou Testamentiese perspektief, as jy wil reg voor God wees, moet jy die wet onderhou. Otherwise val jy van die kar af. So nou sê Paulus, wag. Geregtigheid van God wat geopenbaar word sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Hy sê, hulle het in die Ou Testament geprofeteer oor die dag wat kom. Hulle getuig van so 'n dag. Van geregtigheid wat sal kom sonder die wet. Dit is al geprofeteer in die Ou Testament. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal wat glo. Dis iets wat jy gedoen het nie.
Dis nie wette wat jy onderhou het nie. Dis deur jou geloof in Jesus. Sy posisie van geregtigheid word nou joune. Almal het gesondig, ontbreek hulle in die heerlikheid van God, maar hoor vers 24. Dis nou Romeine 3. Hulle word deur sy genade, by the grace of God, sonder verdienste, sonder dat jy enigiets gedoen het, geregverdig deur die verlossing wat in Christus is. Kan sê, dit gaan elke keer terug na Jesus toe. Hom het God voorgestel in sy bloed, aan die kruis, as 'n versoening. Hy is tevrede gestel. Deur die geloof, ek en jy bereik dit deur te glo wat die skrifte sê, om sy geregtigheid te bewys, dat hy tevore die sondes ongestraf gelaat het tot die verdraagsaamheid van God, maar om nou sy geregtigheid te toon, nou in die teenswoordige tyd. Right now. Nie in die Ou Testament nie, nou, right now. Om sy geregtigheid te toon, sodat hy regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. So God, hy sê regverdig maak wie deur die geloof in Jesus is. Waar is die roem? Deur watter wet? Die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Sê, die wet het niks aan my uit te waai nie, maar deur die geloof. Ons neem dus aan, dat die mens geregverdig word, deur die geloof, sonder die werke van die wet. Sonder die 10 gebooie. Sonder die 613 gebooie. Sonder die wet. Ek kan geregverdig word voor God, en ek kan regverdig voor God staan, sonder die werke van die wet. Hy sê, behoort God net aan die Jode, maar nie ook aan die heidene? Ja, God is nie 'n God van Jode nie, God is God van heidene ook. Aangesien dit een God is, wat die besnedenis regverdig, en die onbesnedenis deur die geloof regverdig. So of jy Jood is, of jy heiden is, dis een en dieselfde ding. Los die wet. Die wet kan jy nie daar bring nie. Die wet kan jy nie daar kry nie. Dis 'n geweldige ding. Nou, met dit as agtergrond, as inleiding. Wanneer ek die Afrikaanse taal, wanneer ek sê om te regverdig, as ek vir in Afrikaans sê om te regverdig, dan het dit 'n heel anderse betekenis in Afrikaans as in 'n Engelse taal. Daar's 'n groot verskil. Want in Afrikaans of Engels, om 'n persoon te regverdig, to justify, beteken om redes aan te voer hoekom hierdie persoon reg is. Maar William Barclay sê nee. Die Bybel is nie in Engels-Afrikaans, dit is in Grieks geskryf. So ons moet gaan na die oorspronklike taal. En in die Griekse taal, die woord to justify, dikon, beteken to make a person something, to treat him as something, to reckon him as something, to put on his account. God sit dit op my rekening. Nou, as dit die geval is, wat sit God op my rekening? God sê, omdat jy Jesus Christus my seun aanvaar het, gee ek vir jou sy posisie voor my. Ek verklaar jou regverdig in my seun. En jy sal sê, maar Here, ek is skuldig. En hy sal sê, absoluut. Maar ek kyk mos na jou deur die bloed van my seun. En deur Jesus Christus, my seun is reg. En jy het sy posisie gekry voor my. So ek verklaar jou regverdig. Jy's reg met my. Want jy's in my seun Jesus. But don't come and stand before me without Jesus. Moeilikheid. Dan staan jy alleen. Staan jy in jou sonde. So God, nou hier's die moeilike ding vir jou vandag. Dis miskien een van die moeilikste goed
En ek weet nie of jy dit sal regkry met te verstaan, te begryp nie. Omdat ek en jy, ons dink net nie so oor onsself nie. Maar vir God, om my regverdig te sien, beteken hy sien my as iemand wat nog nooit enige sonde gedoen het. Dis wat dit beteken. En ek weet nie of jy dit kan aanvaar nie. That's a tough one. Maar dis wat die woord beteken. En of jy nou daarvan hou of nie, of jy dit wil aanvaar of nie, ek dink hoe gou jy dit aanvaar, hoe beter vir jouself. So God, ek kan nie eintlik sê, God maak my 'n regverdige mens nie. Dis beter om te sê, God verklaar my regverdig in sy seun. Hy sê, kyk na Jesus, en jy is in Jesus my seun, hy het jou sy bloed vergewe, en jou sondes is weg, ek sien Jesus, ek sien nie meer jou sondes raak. Ek bedoel, Hannes het, julle juis vandag toe ons begin het, julle herinner aan die teks in Jesaja 65 wat die Here sê, aan die vorige dinge sal nie gedink word, sal nie in die hart opkom. So, God gaan in elk geval in die hemel, eendag 'n oomblik met die nuwe hemel, nuwe aarde, dis wat daar staan, die konteks sê wanneer die nuwe hemel, nuwe aarde kom, 'n oomblik skep, waar hy al die negatief en al die sonde, al die sleg van die aarde, vir ewig uit jou verstand, sal wegblaas, verwyder, uitsny, dat jy dit nooit weer gaan onthou, in elk geval. So daar kom in elk geval so 'n dag, ek wil amper sê hoe vroeër hoe beter. Maar natuurlik, die probleem is, 'n regter, as jy in 'n hof gaan met, kyk wat dit het te doen ook met 'n hofsaak. Geregtigheid en regverdig maak, het te doen met 'n hof wat moet 'n uitspraak maak. En dis die probleem. 'n Regter, byvoorbeeld in ons howe vandag 'n edelagbare, hy kan jou, as jy skuldig is, jy is nie beskuldigde bank, ons advokaat wat hier by ons sit, so hy sal weet waarvan ek praat. Hy kan jou kwytskeld en jou vryspreek, maar hy kan jou nooit in die ewigheid in die samelewing terugplaas as iemand wat nog nooit verkeerd gedoen het nie. Dit kan hy nie doen nie. Hy kan in die regbank sit en hy kan vir jou sê, luister, ek het na alles geluister en ek spreek jou vry, maar wat jy verkeerd gedoen het, kan hy nie die samelewing wegvat nie. Hy is nie in staat om dit te doen. Dit kan hy nie doen nie. Hy is beperk. Wel, God doen al twee. Hy vat dit weg en hy kyk nie asof dit nooit gebeur nie. Dis geweldig. So kwytskelding en vergifnis raak mos net die verlede. As ek jou iets kwytskeld en ek vergewe jou, is dit mos vir wat gebeur het. Dis mos geskiedenis, mos agter jou. Nou ek gaan jou mos nie kwytskeld vir die toekoms, ek skeld dit kwyt vir die verlede. Dis mos iets wat gebeur het, daar's mos 'n vergifnis en kwytskelding in ons almal se lewe oor wat in die verlede gebeur het. Dit kan nie in ons aardse regstelsel met die toekoms handel nie. Die regter of die edelagbare iemand in die regtersbank, hy kan nie sê, and by the way, ek spreek jou vry vir alles jy nog gaan aanvang in die toekoms ook. Hy gaan nie dit doen nie. Right? Hy is in staat om dit te doen, hy kan dit nie doen nie. God doen dit. Want wanneer is jy uit sy seun uit? Jy's nooit. Jy's altyd in sy seun. Of dit gister was, vandag of môre. Ek is altyd in sy hand. God kan so praat. Want God sien die ewigheid. Hy sien my al in die ewigheid. Ek en jy is in tyd en ruimte vas. Ons kyk ons vas in datums. Dis 2025. God sien die ewigheid, die nuwe hemel, nuwe aarde. Hy sien alles. Soos God nou praat, kan hy praat nie net vir die verlede en die hede nie, hy praat ook oor die toekoms. 'n Mens kan dit doen, die God alleen kan dit doen. Want hy leef in die ewigheid. Hy is nie tyd-ruimtelik gebonde soos ek en jy nie. Ons is in die skepping vasgevang, ons bly hier. Die son, die maan, die sterre in die Melkweg, ons beweeg. Ons is vas in tyd en ruimte, hoogte en diepte, ons is beperk. God nie. Hy kan praat soos een wat in die ewigheid kyk, want hy's God. Dis wat ons hier sien in hierdie woord.
Want hy regverdig. Ek bedoel, vir God om 'n sondaar wat hom tot Christus bekeer het, regverdig te verklaar, asof hy nog nooit sonde gedoen het, daar moet sekerlik geregtelike grond wees. Jy kan nie net sulke uitsprake maak nie. Daar moet gronde wees. Die grond vir God om sulke uitsprake te maak, is die soenverdienste van sy seun se dood aan die kruis. Dit gee God die gronde. Om te sê, my seun het jou sonde op hom geneem. Jy hoef dit nie meer te dra nie. Jy's vergewe. Wow. Want Jesus het vir die eise vir die gebroke wet, het hy sy lewe gegee. Hy het gesterf. Hy het God se heilige toorn oor sonde tevrede gestel. Die toorn van God was op hom. Die straf was op hom. So, ek is in Christus se geregtigheid. 1 Korintiërs 1 vers 30. So sy regte verhouding met die Vader is nou ook myne. So ek kan hom kom sê, Vader, ek kom na u toe in die naam van Jesus Christus. Omdat as jy dit doen, dan sit God regop. Ek het my seun se naam gehoor. Wat wil jy vir my sê? Ek kom na u toe in sy naam. Sy kruisdood, sy opstanding, wie hy is. Dan het jy God se volle aandag. So, al wat regverdigmaking vir ons wil sê is, Christus se regte verhouding met die Vader word aan ons toegereken. Hy verklaar dit op ons rekening. Hy sit dit op ons rekening. En daai vryspraak, hoe kry ek dit wat ek nou vandag vir jou vertel het? Hoe word dit myne? There's only one way, but only one. Deur die geloof. Die enigste manier hoe dit met jou kan gebeur is, you have to believe the word of God. Jy moet God op sy woord vat. Hy het so gesê, hier staan dit geskrywe, I believe it with all my heart. Ek sal vir jou lees. Romeine 1 vers 17. Die geregtigheid van God geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige sal deur die geloof lewe. By faith. Nie verdienste nie. By faith. Of soos Romeine 5 vers 1 sê, ons is uit die geloof geregverdig en nou het ons vrede by God deur Jesus. Wow. Uit die geloof. I believe, Lord, your word. Maar aangrypend. Dink vir 'n oomblik in Galasiërs 5 vers 2. As jy laat besny, beteken vir jou Christus niks. Maar nou sê in Galasiërs 5 vers 5, ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons gehoop het. Jy vat God op sy woord. So geloof is maar net die hand wat dit ontvang. Dis nie, geloof is nie verdienende oorsaak. Ek is nie geregverdig omdat ek groot genoeg geloof het nie. Hallo? Ek is geregverdig deur die geloof. Gaan nie oor hoe groot is jou geloof of hoe klein nie. Het jy in Jesus Christus geglo as God se seun met jou hele hart? En so, dit is hoe die Here doen. En hy plaas dit op my en jou rekening as dit daarby kom. So, dis nie as gevolg van ons geloof wat ons geregverdig word nie, maar deur die geloof. Want as dit as gevolg van my geloof is, beteken dit my geloof het dit verdien. Nee. Die enigste manier hoe ek dit kan kry, is deur geloof, deur te glo in God se woord. Hy het dit gesê en ek aanvaar dit. So geloof is nie die prys nie, is maar net die middel. Dis die manier, die hand hoe ek dit ontvang. Dis soos as jy vir my nou sê, Pastor Raymond, voordat jy gaan, ek wil my hart vir Jesus gee vandag. Ek wil hier kontinuerlik my hart vir die Here gee. En dan kom tel jy hier,
en ek sê vir jou, bely jou sondes, neem Jesus aan jou saligmaker, as jy klaar is, dan sê ek vir jou baie geluk, jy het die ewige lewe gekry, jy het vir Jesus aangeneem, want jy het mos nou geglo. As jy nie geglo het, jy mos nou nie gekom nie. So hoe is jy nou gered? Deur die geloof. Ander woorde, die enigste hoe ek gered kan word, Jesus mos klaar aan die kruis gesterwe. Hoekom is daar 6 biljoen mense verloor vandag op die aarde en net 2 biljoen gered? Want 6 biljoen glo dit nie. En 2 biljoen glo dit. Hulle die ewige lewe. 6 biljoen het dit nie. So vir my bly hierdie maar nog altyd een van die mooiste tekste oor geregtigheid in die hele Bybel vir my. En dit is Romeine 3 vers 22. Ek het vir jou net gelees, ek wil dit weer lees. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, as geen onderskeid. Man, vrou, nasie, nasionaliteit. So vriende, hier is die ding. Die enigste manier, die enigste weg hoe ek in die regte verhouding met God kan staan, is deur Christus op sy woord te neem en wat in die Bybel staan. En te aanvaar wat God sê is waar. Ons leef deur die geloof. Is dit nie kosbaar nie? Geregverdig deur die geloof. So hier is vir my die hart van die hele saak. En dis 1 Korintiërs 1 vers 30. Luister weer. Deur hom, deur die Vader se toedoen, is julle in Christus Jesus. Jy sien, buite Christus kan dit nie gebeur nie. In Christus Jesus, wat vir ons geword het, die wysheid uit God en geregtigheid. God verklaar my regverdig in sy seun. Amen. Baie dankie. Tot 'n volgende keer.